Psalm 133 vers 1 en 3 sê, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon, want daar gee die Here sy seun 'n baie lang lewe. Wat was in sy gedagtes toe Jesus die einde van sy aardse bediening nader? Hy het vir sy disippels voorspoed toegebid. Hy het geweet dat die sending wat hulle binnekort sou onderneem, baie van hulle sou vat. Hy het geweet van die pynlike opofferings en die prys wat die bediening sou eis. Hy kon gebid het vir voorspoed, vir sukses van hulle opdrag. Hy kon al die hulpbronne van die hemel afgebid het, maar hy het nie. Hy bid tot Abba Vader dat sy disippels, ek en jy, in eenheid sal saamleef. Oor en oor het hy vir hierdie een ding gevra, dat ons almal een sal wees. God is in Jesus, Jesus is in ons, volmaak in eenheid sodat die wêreld kan weet dat God hom gestuur het. Hy het ons lief op dieselfde manier as wat God hom lief gehad het. Hy het geweet dat as ons in eenheid wandel, as ons wil vir syne opoffer, sal sy krag en voorspoed in ons lewens sigbaar wees. Wanneer ons in eenheid saamwoon, is dit net hier waar hy sy seun beveel. Dit is hier waar sy salwing vloei. Dit is hier waar hemel en aarde bymekaar kom. Is sy gebed in jou verhoor, my vriend? Of is jy die oorsaak dat sy gebed nog nie verhoor word nie? Maar Vader, Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie, Here, dat u vir ons die geleentheid gee en dat dit u hartsbegeerte was, dat dit u gebed was, dat ons as broers en susters in Here Jesus Christus in eenheid sal saamlewe, dat daar vrede tussen ons sal wees. Here, dis waarvoor ons kom bid. Help ons, Here, dat ons die oorsaak sal wees, dat u gebed verhoor word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.